die nuwe digitale identifikasie, is dit die merk van die Antichrist, deel 1. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Daar's 23 boeke, wat nie almal in druk is nie. Ek dink daar is so 15 in druk. Kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer. Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist Systeem. Dis 'n boek vir die tyd waarin ons lewe, waar hierdie goed wat ek nou oor gaan praat, soveel van daai goed is 25 jaar gelede in daai boek opgeteken. Vasgevang in die Antichrist Systeem. Dis 'n moed. So jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za, soos wat jy hierbo kan sien. Dis uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende studies kan ontvang. Stuur hierdie kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie boodskap is lewensveranderend, ons sê altyd life-changing, want dat gaan elkeen van ons, elke persoon, maak nie saak van watter ras nie, gaan dit affekteer, ongeag wie of wat jy is. Ek wil dit net noem, dis uiters noodsaaklik dat jy sal verstaan, dat ons nie onsself vereenselwig met enige van die volgende groepe nie. Enige messiaanse groep, die Israeliese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Movement, ons is die verwant aan enige kerk, denominasie, organisasie, of onder andere die 7-dag Adventiste, Jehovah's Getuies, Protestante, Katolieke, ons behoort aan niemand nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Ons gebruiklik hoofsaaklik die antieke Hebreëse Bybel wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het. En dis 'n dik Bybel, groot Bybel. Sou jy belangstel, ek het 'n klompie in voorraad, en in die Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua. Die naam Here Jesus in werklikheid Yafashua. Die naam God in werklikheid Elohim. Die naam van die Here was in werklikheid Jaffa, en die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons verwys nie na onsself as Christene nie, maar as Jafiste volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ons vereenselwig ons met niemand nie. Ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Ons is nie 'n nuwe Hebreëse groep nie, soos in glad nie. Dit gaan net oor die Hebreëse name wat wegvertaal was deur die Katolieke. Hierdie is sekerlik een van die belangrikste boodskappe wat ek, dus Prof. Hannes, myself, nog ooit gepreek het. En dit raak elke persoon in die wêreld. Die nuwe digitale identifikasie wat onvermydelik is dit die merk van die Antichrist? Moet ons dit vat, of moet ons eerder vlug en dit net eenvoudig ignoreer? Hierdie boodskap is net gebou op jarelange nagevorsde feite en nie enige gissings soos wat tans in die ronde is nie. Daar's verskillende ouens wat verskillende goed sê op internet, en weet jy, op die einde van die dag, dan bel die mense my, en sê, Prof, wat sê jy? Op 'n stadium het ek net gevoel, ek kan nie langer boodskappe vir mense gee nie, ek gaan hierdie video maak, en dis die plig is op u, om hierdie video te sirkuleer aan soveel mense as wat u kan. Want soos wat u dalk in onkunde sit, en bekommernisse het, en senuweeagtig is, soos daar ander mense. Video's op die internet. Die internet is die platform wat Satan die meeste gebruik, om godsdienstige leuns te versprei. En dit is die oorsaak dat daar vrees by oningeligte mense geskep word. Vrees, Satan, as ek jou kan kry om te vrees, het hy 3/4 klaar gewen. Die rede vir hierdie video van my, is dat honderde mense my reeds gekontak het, verwys na
Dominee Awie van Wyk, Dominee Awie van Wyk se video oor die digitale identifikasiekaart wat by Desember 2026 blykbaar geïmplementeer moet word. Dis nou Augustus die 17de, so in die volgende Augustus, September, Oktober, November, volgende 4 maande moet alles gebeur volgens hom. Jy sien wat gebeur, en ek gaan dit reguit sê, die ouens doen nie hulle eie navorsing nie. Mense is so geneig om Google te kyk en YouTube te kyk, dan hoor hulle wat ander ouens in die wêreld sê, en dan gryp hulle daai video en dan maak hulle nou hulle eie aanmanings daaroor, sonder dat hulle eie navorsing gaan doen het. En dis wat ek is 'n eskatoloog. Ek doen navorsing, ek weet wat in die verlede gebeur en die hede wat in die toekoms gaan gebeur. En ek is reeds 50 jaar besig met my lewe in navorsing en die eskatologie, en ek het nog nooit opgehou nie. Ek wil dit dalk net sê, daarom is ek ook die skrywer van 23 dik boeke, A4 en A5 boeke. Ek het 'n Bybelskool wat in die laaste 15 jaar, 13 jaar reeds 240, wat sê 246, 47 studente deur die Bybelskool gegaan het. Dis nie almal wat geslaag het en klaargemaak het nie, maar daar's 246 studente nommers van mense met hulle vanne en telefoonnommers en e-poste wat alles op rekord is. So die vraag is, wat weet u van die digitale, ons praat sommer van die digital ID, die digitale Afrikaans identifikasie. In Suid-Afrika, onthou nou wat sê hierdie dominee Awie van Wyk, hy sê by Desember gaan alles uitgerol wees. En as jy nie geregistreer is by Desember nie, gaan die regering jou huis vat en hulle gaan beslag lê op jou geld en jou karre en alles, en jy kan tronk toe gaan. Jy sien, dis propaganda. Dit is demoniese propaganda. En ongelukkig weet die mense nie genoeg nie, want hulle weet nie hoe om navorsing te doen, of waar om navorsing te doen, of uit wat navorsing te doen nie, en te kyk wat's reg of verkeerd. Nou wat ek gaan doen in die reeks, ek gaan vir u die 2 pole gee, 'n positiewe pool en 'n negatiewe pool. Nou die negatiewe pool is een soos hierdie dominee Awie van Wyk. Dis vir my 'n totale negatiewe uitbeelding van dit wat moet wees. So Prof, wat sê jy? Sê jy dat die digitale identifikasie is die regte ding? Ek gaan vir u seker goed wys. Ek gaan nie sê ja of nee nou nie. Ek gaan vir u sekere goed wys en u gaan self besluit. Is dit wat ek vir u wys feitelik of tas ek in die donkerte? En op die einde van die reeks, dit gaan 'n kort reeks wees, 2 of 3 boodskappe. Op die einde van die reeks gaan u self besluit wie lieg vir wie. Dis nou Augustus 2026, my vraag is, hoe gaan die wêreldpopulasie, vernaamlik Suid-Afrika, dit regkry om in Desember 2026 almal digitale identifikasies te verkry? Ons regering Suid-Afrika het nie die kapasiteit daarvoor nie. Hulle sukkel om hernuwe bestuurslisensies uitgerol te kry. Ons regering kan nie op tyd vir jou 'n nuwe bestuurslisensiekaart gee nie. Hoe gaan hulle die hele Suid-Afrika geregistreer kry? So wat sê ek? En dis nie net in Suid-Afrika nie. Dit moet dan in die wêreld wees. Dat die digitale identifikasie 'n feit is, wat gaan gebeur, is 'n feit wat onvermydelik is. Hoor jy wat ek nou sê? Die digital ID, ek hou van die Engels, ek gaan praat van die digital ID. Die digital ID is 'n feit soos 'n koei. Dis nie 'n gissing nie. Dit kom. Maar wat gaan dit wees? Wat is dit? Is dit 'n mikroskyfie wat in my regterhand en my voorkop geplant gaan word? Wat gaan die digital ID wees? Want dit is wat vir die mense voorgehou word.
En dis hoekom al hierdie ouens Openbaring 13 vers 16 tot 18 lees, wat sê, jy sal nie koop of verkoop sonder die merk op jou regterhand of voorkop nie. Gelukkig kan ons Afrikaans lees, ons verstaan die Bybel, en soos ons gaan aanstap, gaan ek met u die skrifte deel, skriftuurlik, wat sê die Bybel, wat moet jy doen om te kwalifiseer? En wanneer gaan die merk op die regterhand en voorkop, die mikroskyfie, daar kom 'n mikroskyfie, maar nie nou nie. Dominee Awie van Wyk verwys na Suid-Afrika, wat gewoon sys 'n proefkonyn is, verwysend na hierdie digitale identifikasie wat onwaar is. Jy lieg dominee, jy het nie jou huiswerk gedoen nie, want in China het omtrent elke persoon reeds 'n digitale identifikasie. Weet jy wat, hulle het nie 'n chip op die regterhand en voorkop nie, hulle het 'n kaart soos 'n bestuurslisensiekaart, wat die digitale nommers op het met 'n foto en 'n scanning code, 'n barcode, 'n QR code en al die goedes op daai kaart. So dominee, jy tas in die donker rond. Jy het nie jou huiswerk gedoen nie. So Suid-Afrika is nie die proefkonyn nie. Dis nie die proefkonyn nie. Lees vir 'n paar jaar in China het die ouens reeds digitale identifikasiekaarte. Die vraag is, wat is die digitale identifikasiestelsel? Dit sal bestaan uit 'n kaart met jou persoonlike identifikasienommer en 'n foto van jou daarop, soos ons huidige bestuurslisensie met 'n fingerprint, 'n vingerafdruk ook en 'n QR scan. Daai QR scan is daai snaaks op daai blokkie met daai swart streepies en kolletjies so goed. Dit word die belangrikste ding ooit, die QR. Luister wat ek sê vir jou, hierdie QR scanning marks, wat meeste van die ouens nou op hulle selfoon het. Ek sien, ek het nou in die week het ek by Checkers gestaan, ek het 'n paar koetjies gaan kry, en toe staan daar 'n vrou voor my, en toe vat sy haar foon, sy QR merk, en sy scan hom op Checkers se QR merk, en toe word die transaksie dadelik gedoen, sonder dat daar selfs 'n kaart uitgehaal was, sonder dat daar 'n barcode ingesit was, sonder dat daar 'n kode ingesit was. So ons het al die bestuurslisensies, en die nuwe bestuurslisensies is baie, die Engelse woord is updated, in die gedagte van 'n digitale identifikasiesisteem. Het u 'n probleem met u bestuurslisensiekaart in die beursie? Nee. Het nie 'n probleem nie. Hy's in my beursie, hy's in jou beursie, en as jy deur 'n verkeerspersoon gestop word, sal jy hom uithaal en vir hom wys, as hy vra, en hy sal jou waarskynlik scan, en dan sê hy goed, jy kan ry, want volgens daai scan kan hulle dadelik sien of daar uitstaande assuransies, boetes is, wat jy nie betaal het nie. As jy nie betaal het, jy gaan jou daar hou, jy gaan dadelik 'n betaling maak, en of anders is hy sê jy kan ry. So die bestuurslisensiekaart wat ons reeds het baie inligting op. Nou ek gaan oor hierdie verskillende inligting met u gesels, wat ons almal mee bekend is. In hierdie tyd wat ek met u gaan deel oor die digitale ID-kaart stelsel, gaan ek sekere vrae vra, dan wil ek hê u moet my antwoord. As ek jou vra, moet jy my antwoord. Hoekom? Dit gaan ons sê, waar staan ons? En wat glo ons? Toe ek gebore was, laat my dink toe ek, professor Hannes Redlinghuis gebore was, is ek in Julie 1953 gebore, wat beteken dat ek nou in 2026, 73 jaar oud is. Ek het 'n klomp dinge gesien gebeur. 'n vermagdom goedheid in my leeftyd gebeur, en in die mense wat in my leeftyd is. Hulle het selfs 'n ou op die maan gesit. Hulle was nou die dag weer maan toe gewees. Ons het altyd gespeel, daar in Simmer & Jack, die myngebied, agter Simmer & Jack, agter die spoorlyn, is daar, ons het altyd genoem, Cowboy Mountain, is sulke cyanide dumps, met sulke punte,
Het gelyk, ons het as jong kinders daar gaan speel, want toe Cowboys en Crooks was die inding, ons het sulke welde met rollies gehad, wat ons het gaan Cowboys en Crooks speel daar so, maar hy is lekker hoog, en jy kan rondhardloop, en mekaar bekruip, en die tipe goed, en ons het altyd gesê, of ek het gesê, toe hulle die eerste keer maan toe is, so sê ek, hulle was nooit naby die maan nie, hulle het sommer net daar op Cowboy Mountain geland, en het afgeneem, want dit lyk soos die maan. Ja, snaak so seker goed, 'n mens se aandag trek. Skoon my, dis al 'n bietjie laat, en dis koel hier so in die ateljee. Die Antichrist merk. Nadat ek gebore was die eerste ding wat my vader dus paniek gedoen het, was om my geboorte by die binnelandse sake te gaan registreer. Wat het hy dan ontvang? Wat het hy ontvang? Hy het my geboortesertifikaat ontvang. Sommige dadelik, as hy registreer, ingeteken op die registers en goed, en dan gee hulle vir jou die geboortesertifikaat, wat 'n nommer bevat het, wat bepaal het wie en wat ek was, en vandag steeds is. Daai jare was daar nie onmiddellik ID gewees, ja daar was ID's gewees, maar die geboortesertifikaat was die begin om te sê, dat ek is 'n persoon wat in Suid-Afrika woonagtig is, en ek is 'n babietjie met my geboortesertifikaat. Sê vir my, jy moes presies dieselfde sertifikaat gehad het. Inteendeel het ek my geboortesertifikaat tot vandag toe. En van tyd, tot onlangs toe, het mense het sekere plekke nog gevra vir 'n geboortesertifikaat. Omdat hy die nommer bevat. Sê vir my, die geboortesertifikaat wat u het, was dit in daai jare toe u dit gekry, die merk van die Antichrist? Natuurlik nie. Hierdie was net 'n geboortesertifikaat. Inteendeel, daai jare, toe ek gebore is in 53, het die pastore niks geweet oor die Antichrist sisteme nie. Daai jare het die ouens gesê, China is die Antichrist, en Rusland is die Antichrist, want dis die Gog en die Magog. Die Gog en die Magog, die Gog is my vrou, en die Magog is my skoonma. Nou daar, is 'n grappie, gelukkig is pastorie kan nie, maar sy ken my, is net 'n grappie. Daai tyd het hulle gesê, dat die Antichrist is Rusland en China. Maar dis nie Gog en die Magog, soos dit in ons 33 Bybel geskryf staan nie. Dis die Gog van Magog. In die Engels en 1611 King James Bible. Dis die Gog van die land Magog. Hy sê dit daar in Jesaja. Die Gog van die land Magog. En toe kom vertaal, Dominee Tosius sal dit sommer die Gog en die Magog. Shame. Gog van die land Magog. So, my geboortesertifikaat, jou geboortesertifikaat, het dit vir ons die merk van die Antichrist geword? Natuurlik nie. Daai kaart, as die geboortesertifikaat, het deel van my lewe geword, wat my gevolg het tot vandag in 2026. Die polio-epidemie in Suid-Afrika in 1954. Voordat ek as 'n babietjie, ek was 'n jaar oud daai tyd, die polio-inspuiting vir kinders gegee was, moes my ouers eers my geboortesertifikaat vir hulle wys, wat dan op 'n dokumentstelsel geplaas was. Luister wat ek sê, op 'n dokumentstelsel geplaas was. Dit was als boeke en leers. Wanneer my pa my by die skool inskryf in graad 1, moet hy my geboortesertifikaat vir die skool toon, om toegang tot die laerskool te verkry. Nou, dieselfde het met u gebeur, kan jy dit onthou? Nou sê vir my, was dit die merk van die Antichrist? Wat sê u daarvan? Natuurlik nie. Dit was niks, nie eens gepraat van die merk van die Antichrist daai jaar nie. Die pastore het eintlik Openbaring, hoofstuk 13, vers 16 en 18, totaal en al vir my. My identifikasieboek. Na my 16de verjaarsdag, moes ek by binnelandse sake aanmeld,
waarna ek my swart boekie, so groote, die identifikasieboek ontvang het, met al my gegewe inligting in. Wat vernaamlik noodsaaklik was die feit dat 'n identifikasienommer, 13 nommers, daarop aangebring was, wat aan my as persoon gekoppel sou wees, tot die dag dat ek sterf en selfs daarna. U dieselfde gehad. Was dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nie. Nou wat het die goed met my te doen en met u te doen? Wel, dis die goed wat ons gehad het. Dis dokumentasie wat jy moes gehad het om te bestaan. My eerste bankrekening. Nou toe ons op laerskool was daar 'n boekie gewees, daar was 'n poskantoor seël spaarplan wat by elke skool gebruik was, veral die laerskole, waar hulle ons geleer het om geld te spaar en te bank. En dan het ons elke maandag het ons, daai tyd was daar nog ponde, shillings en pennies, toe ek in laerskool was, wat ons 'n half kroon skool toe gevat het, want daar was 'n half kroon seels gewees en dan was die seels aangebring. Die juffrou het dit aangebring in ons boekies wat ons dan gespaar het. Ek weet nie wat ooit van daai geld geword het, maar dis vooruit. So maar nou wil ek sê, daai spaarboekie wat ons gehad het, die poskantoor spaarboekie, was dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nie. Maar ons het dan geld bymekaar gemaak in 'n boekie om te spaar, om eendag wat te koop, 'n fiets of 'n ding, ek weet nie. My eerste spaarrekening of bankrekening by Trustbank. Kan u onthou Sasbank en Trustbank daai jare? Ek kan onthou, ons het in Brakpan gebly. Toe was Brakpan nog Brakpan gewees. So daar in Kingsway Laan gebly, reg in lyn met die stadsaal, so 3-4 blokke van die stadsaal af. Pragtige dorp gewees. Pateties hoe hy verrenoveer was. My eerste bankrekening by Trustbank daar in Brakpan. Naamlik die boekiestelsel, die het 'n boekie gehad. En dan natuurlik PIM, en later United Building Society. Hulle het almal boekies gehad waar goed gestemp was en geteken was en als hand ingeskrewe dokumentasie. Jou eerste bankrekening, jou eerste chequeboekrekening, waar jy geld spandeer het. Was dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nie. As jy 'n kar wou gekoop het, moes jy 'n bankrekening gehad het met 'n track record waar jy jou rekening al vir 'n sekere paar jare bedryf het. Jy moes verwysings gehad het van kleure rekenings en daai tipe ouens. Was dit die merk van die anti-kris? Nee, dit was 'n stelsel van die lewe waarin ons gefunksioneer het. Later die chequeboekstelsel, bedrog was aan die orde van die dag met die chequeboekstelsels. Want mense het mekaar se handtekeninge nagemaak en het so geld gesteel en verduister en uit rekeninge geonttrek. Was dit die merk van die anti-kris toe die eerste chequeboekstelsel uitkom? Natuurlik nie. Dit was net 'n baie maklike manier om te betaal, want weet jy hoekom? Daai tyd het almal met kontant gewerk, wat hulle sê kontant is koning. En om nie met sakke geld rond te loop nie, het hulle met 'n chequeboek gekom, wat dan gesê het, as jy hom uitskryf, wat jy hom teken, en die persoon kan hom net by die bank gaan wissel. Of so nie moet hy kom ons sê, ek is by wat was die bank gewees? Trustbank. En as ek dan 'n chequeboek daar het, en ek skryf 'n cheque uit, dan moet hy eers 3 dae in die bougenootskap, kon sê, PIM, lê, voordat die geld onttrek word, want die geld moet eers van die een bank na die ander bank geskei word. Of so nie kon jy na die bank toe gaan met 'n cheque, waar hulle dan 'n boeke het, wat hulle oopmaak, en 'n stelsel, kaartstelsel, en alles check na die handtekening van die persoon wat geteken het. So wat is gebeur? Later is die chequeboekstelsel het 'n massiewe korrupte probleem geword, waar mense mekaar se gelde gesteel. Maar jy moet onthou, daar was nie bankkaarte nie, daar was nie debiet of kredietkaarte of enige kaartstelsels gewees nie. Was dit, hierdie chequeboekstelsel, was dit die merk van die anti-kris? Wat sê jy? Natuurlik nie. Die veilige kaartstelsel wat met 'n pinkode sou werk. Toe kom die bankkaartstelsel wat die
perfekte geldstelsel sou word. Hulle het weggedoen met die chequeboeke en met die boekies by PIRM en by United Building Society en almal het oorgegaan na die kaartstelsel toe. Want op die kaartstelsel was daar 'n digitale nommer, want daar was rekenaars gewees toe die kaartstelsels kom. So hy het 'n digital nommer opgehad. Nie net dit nie, hy het ook 'n paswoord gehad. Jy ken mos hoe die kaarte werk. Toe kom die bankkaartstelsels met 'n geheime paswoordstelsel. Was dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nie. Baie mense het daai tyd gesê dis die merk van die anti-kris. Maar weet jy wat die ouens wat dit geskree het, die ouens wat gesê het wolf, wolf, wolf. Hulle is die ouens wat die kaarte het. Hulle is van die eerste ouens wat die kaarte gebruik het. Was dit die merk van die anti-kris? Natuurlik nie. Vandag het omtrent almal debiet- en kredietkaarte wat hulle gebruik. Maak jou beursie oop. Hoeveel mense gebruik vandag nog kontant? Kom aan. Hoeveel mense? Was dit die merk van die anti-kris toe jy die debiet of kredietkaart bekom het? Nee. Want steeds met die debiet en kredietkaart pleeg die ouens bedrog. Hoekom? Wel, jy moet net ouma se kaart kry en jy moet 'n pincode ken. Dat as jy by die bank kom, kan jy ouma se kaart insit en jy kon, ek praat nou van 10 jaar terug, om ingesit het en dan kon jy net so maklik die pincode ingesit het en dan skei die ATM vir jou die geld. Hoe maklik is dit? Hoe maklik is dit? So daar was verskriklik bedrog gepleeg met die kaarte. Debiet en kredietkaarte. Was dit die anti-krismerk? Daar was pastore wat gesê het dis die anti-krismerk, maar hulle het hom daar nie ingeplant op die regterhand en voorkop nie. Jy sien, om 'n gedeelte van die skrifgedeelte te gebruik, om sekere goed te bewys, is eintlik geestelike bedrog wat gepleeg word. Want om net te sê dat die debiet- en kredietkaarte wat ons gehad het, eers was daar nie 'n kredietkaart, dit was net 'n debietkaart gewees. En later het die Visa-kaarte gekom, die kredietkaarte en die goed, waar die bank jou geld gee om te gebruik, want hulle wil hê jy moet skuld hê, dat hulle rente kan trek. Was dit die anti-krismerk? En steeds het die ouens bedrog gepleeg by die ATM-tellers. Hoekom? Wel, hulle van die kaarte, en baie mense het ander ouens se kredietkaarte gesteel, en gaan kredieniersware koop, en borrelstore, en gaan drank koop, en allerhande goed. So was dit die merk van die anti-kris? Nee, natuurlik nie. Dan skryf ek 25 jaar gelede die boek Vasgevang in die anti-kris sisteem. Vasgevang in die anti-kris sisteem. Jy hoor my gereeld praat en van hom praat, maar ek sê dis 'n moed, dis 'n moed, dis 'n moed. Hoekom? Want in daai boek het ek 25 jaar terug goed geskryf, wat ek gesê het in 2025, 2026 sal gebeur en dis besig om te gebeur. 25 jaar gelede skryf ek in my boek, Vasgevang in die anti-kris sisteem op bladsy 53 en verder, dat verskeie plekke in die wêreld hulle reeds kontantloos sal funksioneer en dat internasionale visa en kredietkaarte gebruik sal word wêreldwyd om juis korruptheid uit te van die laaste 7-8 jaar vanaal is daar sekere plekke wat glad nie kontant geld meer vat. Hulle wil net 'n kaartstelsel hê. Ek en Pastoor Ricard eenmiddag gaan eet by 'n gewone restaurantjie. En toe ons daar kom, toe is daar 'n kennisgewing waar jy by kom. Vir u veiligheid en ons, vir Afrikaans en Engels, vir u veiligheid en ons veiligheid, neem ons geen kontant nie. So daar kan nie robberies plaasvind nie.
gebruik net kaarte. En weet jy wat is dit? Dis als deel van 'n nuwe wêreldorde, een geldstelsel wat gaan heers. Nou ja, die tyd het ons gevang. Ons het 'n redelike hoeveelheid inligting gedek hierso. En ek wil hê jy moet onthou die antwoorde wat u gegee het. Gaan kyk weer na die video. En dan maak jou eie studie. Maar moenie vooruit hardloop nie. Hier kom skokke, glo my. Hier kom geweldige skokke. U is verplig om hierdie video te versprei onder almal wat u liefhet. Hoekom? Anders dan gaan die ouens by die rubbish uitkom wat daar is. En dit gaan mense totaal en al verwar. Want die Satan is die vader van die leuns en sy werk is om mense te verward deur leuns te preek. My Bybel sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op waarvandaan julle verlosser kom. Tot volgende week as Jahwe wil. Maranatha, Yahshua kom weer.